Ons God, ons Vader, vanoggend wil ons hande oplig as 'n lewendige offer. 'n Lewendige offer vir alles wat U vir ons gegee het. U het alles gegee. Ons kan niks gee nie, Here, maar die bietjie wat ons kan gee, bring ons. En dit wat ons niks het nie, lig ons hande op as 'n lewendige offer vanoggend. Heilige Gees, kan U met krag kom en die geneeser wees, die voorsiener wees nou, waar U mense ontmoet met wonderwerkende krag. In die naam van Jesus bid ons dit dat U dit nou sal doen. Genees mense, Here. Genees mense, Here, in die naam van Jesus. Omdat U dit kan doen en wil doen. Halleluja. Prys U naam. Halleluja vir U krag, Heilige Gees. Arabasiach mantrebentere. Rachmentrosjanama. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie vir U woord. Dankie dat dit saad sal skiet in ons harte en dat dit sal groot vrug dra. Ons bid dit, dat U ons harte voor sal berei. In die wonderlike naam van Jesus. Amen. Goeiemôre gemeente, ek wil vra dat julle saam met my julle Bybel sal oopmaak by Lukas 24. Ons gaan vanaf vers 13 lees. Kom ons lees saam. Lukas 24 vanaf vers 13 af. Die opskrif van hierdie gedeelte is die Emmausgangers. En twee van hulle was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 myl van Jerusalem af was, met die naam Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Maar hulle oë is weerhou, sodat hulle hom nie kon sien nie, hom nie kon herken nie. En hy sê vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel? En waarom is julle so bedroef? En die een wie se naam Kleopas was, antwoord en sê vir hom, is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem en weet u nie van die dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het nie? En hy sê vir hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, die dinge aangaande Jesus, die Nasareëner, wat 'n profeet was, kragtig in die werk en woord voor God en die hele volk. En hoe ons owerpriesters en owersters hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig het. En ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos. Maar nou is dit vandag met dit alles die 3de dag van dat dit plaasgevind het. Maar sommige vroue uit ons het ons ook ontstel nadat hulle vroeg by die graf was. En toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê dat hulle ook 'n gesig gesien het van engele wat sê dat hy lewe. En sommige van die wat saam met hom was, wat saam met ons was, het na die graf gegaan en dit net so gevind soos die vroue ook gesê het, maar hom nie gesien nie. En hy sê vir hulle, o verstandiges, onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het. Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie? En hy het begin van Moses en al die profete af vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Daarop kom hy hulle naby die dorp waarheen hulle op reis was en hy het gemaak of hy verder wou gaan. Maar hulle het by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag het gedaal. En hy het ingegaan om by hulle te bly. En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank, en hy breek dit en gee dit aan hulle. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken en hy het uit hulle gesig verdwyn. En hulle sê vir mekaar, was ons harte nie brandend in ons toe hy met ons op die pad gepraat het en vir ons die skrifte uitgelê het nie? Toe staan hulle in dieselfde uur op en gaan na Jerusalem terug en vind die 11 en die wat saam met hulle bymekaar was, wat sê, die Here het waarlik opgestaan en het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het by die breking van die brood. En ons almal sê amen en amen. Kom ons sluit ons oë. Here, ons eer U vir U kosbare woord. Here, ons as mense is maar soms gebrekkig in ons begrip
en verstaan. En daarom Heilige Gees in hierdie oggend, wil U ons nie kom leer nie. Wil U nie by ons kom stil staan en soos wat Jesus brood gebreek het, met ons brood breek nie. Wil U nie kom en ons vanoggend leer aangaande hierdie skrif en die belangrikheid daarvan en wat daardie dag gebeur het. Ons stel ons harte, ons gees, ons lewe oop, Here. Kom vorm ons in hierdie oomblik deur die vormende waarde van die lewende woord. Want Jesus, U is die woord. U is die brood wat gebreek is. En ons almal sê amen en amen. Gemeente, dit is weer 'n kosbare voorreg om vanoggend met julle hierdie woord te deel. My hart is vanoggend dankbaar oor dit wat hier voorgebeur het. Is dit nie so nie? Die Here is vir ons goed. Hierdie is 'n kosbare skrifgedeelte. Helen Keller was 'n vrou wat 'n boek geskryf het, 3 dae om te sien. Sy was in die 1880s gebore. 1880 is sy gebore en op die ouderdom van 19 maande het sy haar sig verloor. En op die ouderdom van 53 het sy 'n boek geskryf wat gesê het 3 dae om te sien. En sy wou weergee, hoe sou dit vir haar as mens wees wat blind is om te kon sien? En die enigste manier hoe sy dit kon doen was om versiende mense te vra wat sien hulle. En sy het begin by haar vriende. Haar vriende wat byvoorbeeld in 'n woud geloop het of 'n staptog was, as hulle sou terugkom, sou sy vir hulle vra, wat het julle gesien? En skrikwekkend was hulle antwoorde, want dit het haar hart diep geraak, want hulle het gesê, niks buitens gewoon nie. En vir iemand wat nie kon sien nie, was dit eintlik vreeslik erg. Want hoe kan iemand wat deur 'n woud stap, die skepping van God sien, by 'n plek kom waar hulle sê, niks buitens gewoon nie? En die gevolgtrekking van hierdie boek wat sy toe geskryf het, is dat sy sê, diegene wat oë het, sien blykbaar min. Hierdie woorde is baie treffend, en hierdie is 'n baie treffende metafoor, wat ons deurtrek na hierdie verhaal van die Emmausgangers. Ons sien 2 van Jesus se volgelinge, wat saam met die disippels was, wat Jesus nie herken nie. Ja, hulle was op daardie oomblik, was hulle oë toegemaak om hom nie te kon herken nie, maar is dit nie baie keer in ons lewe so nie? Ons sien, maar ons sien nie regtig nie. Ons kom by daardie plek baie keer, waar ons in ons eie lewe dikwels die omstandighede raak sien, die krisisse raak sien, maar ons kyk af. Ons kom baie keer by die plek waar uitdagings en probleme so swaar op ons lê, dat al wat ons sien, is die omstandighede. Maar ons sien nie Jesus se teenwoordigheid binne in daardie omstandighede. Ek wil jou vanoggend uitdaag en ek wil jou vra, is jy 'n siende wat nie baie sien nie? Is jy iemand wat oë het, maar wat geestelik nie sien, dat Jesus tans op hierdie oomblik sigbaar is in die omstandighede nie? Dalk kyk ons te veel af, wanneer hy ons geroep het om op te kyk. Dalk kyk ons te veel na die omstandighede en ons mis sy teenwoordigheid vir waar ons op hierdie oomblik is. Ons oë fokus op die probleme en die simptome van die gebrokenheid van hierdie wêreld en ons mis die een wat genesing bring. Die Emmausgangers was niks anders as ons nie, vandag nie. Hulle was mense met wanhoop gewees. Julle moet die konteks mooi verstaan. Hulle het geglo, sê hierdie skrifgedeelte, dat Jesus sou kom om hulle te bevry uit die mag van die Romeine. Hulle het geglo, hier kom 'n leier en 'n heer en 'n koning wat hulle op 'n militêre en op 'n politieke plek, hulle sou kom bevry. Maar nou is hy dood. Ek wonder hoe moes dit vir hulle gevoel het, hierdie teleurstelling, want nou het ons nie meer hoop nie. Hulle gesigte het gehang, sê die Bybel, en hulle harte was swaar gewees. Ek kan verstaan hoe hulle gevoel het. Dalk beleef jy ook vandag wanhoop in jou persoonlike lewe. Dalk is jy ook vandag soekend. Elkeen van ons wat hier is vanoggend, ken die realiteit van gebroke verwagtinge. Waar? Ons almal ken die realiteit daarvan. En die Emmausgangers was niks anders as dis die mense soos ek en jy, met gebroke verwagtinge wat moedeloos geword het.
en hulle het swaar gebukkend gegaan onder die laste wat hulle dra. Net soos ek en jy. Maar hierdie gedeelte het nie net hierdie teleurstelling, hierdie wanhoop, hierdie hopeloosheid wat mense ervaar nie. Maar hierdie gedeelte van die Emmausgangers deel ook met my en jou hoop. Lara, dit sê vir ons, Jesus is teenwoordig, al herken ons hom nie in die situasie. Dit sê vir ons dat hy ons nooit sal verlaat nie. Dit sê vir ons, Jesus is teenwoordig, al besef ons dit nie. Hoeveel keer het jy al in gebed uitgeroep, Here, waar is U? Here, hoekom gryp U nie in nie? Here, hoekom bring U nie verandering nie? Here, ek het U nodig. Waar is U? En dan hoor jy op hierdie oomblik hoe die Gees van God in jou hart fluister en sê, ek is nog altyd met jou. Ek het jou nog nooit alleen gelaat nie. Ek het jou nog nooit in die steek gelaat nie. En op daardie oomblik vra Jesus ook vir hulle vra, hoekom is julle so bedroef? Hierdie Jesus kom loop nie net saam met hulle nie, maar hy vra ook vra. Hy stel belang, en so kom hy vandag en hy vra en hy stel belang by jou en by jou uitdaging, by jou krisis. En hy wil vir jou sê, jy loop nie alleen nie. Ek is saam met jou. Hy is 'n God wat vandag sê, ek hoor jou vra. Hy vra, hoekom is julle so bedroef? En hulle vertel hom van wie hy is. Hulle vertel hom van sy wonderwerke. Maar hy besef op daardie oomblik, is dit net kopkennis. Hulle sien nie wie hy werklik is nie. Hier's 'n groot troos hierin, dat selfs wanneer ons hom nie herken nie, weet ons hy is saam met ons in ons wanhoop en hy gee vir ons hoop. Weet ek hy hoor my vra. Halleluja. Weet ek hy hoor my vra en ek weet hy verstaan my verwarring wanneer ek in uitdagende omstandighede is. Is dit troos vandag vir jou om te weet dat hy saam met jou loop? Dat hy jou vra hoor en dat hy verstaan die verwarring waarin jy vandag is? Want jy het hierdie gebroke verwagtinge, Here, maar hoe lank nog? En hoor sy woord wat uitgaan vandag. Kyk op. Kyk op. Bly fokus op wie ek is, my teenwoordigheid in jou omstandigheid en uitdagings. Jesus is daar, al herken ons hom nie. Iets wat ek opmerk in hierdie gedeelte, nie net het hierdie Emmausgangers hierdie wanhoop nie, maar hulle besef nie, Jesus is saam met hulle en dis troos vir ons, want hy is teenwoordig, hy stap saam met ons, maar Jesus doen ietsie besonders, hy begin met hulle die woord breek in hulle omstandighede. Het julle gehoor, hulle vra hom, waar was jy toe al hierdie dinge gebeur het? Is jy die enigste een wat nie weet wat gebeur het nie? Ek sou anders te geantwoord as wat Jesus geantwoord het. Ek sou gesê het, dat ek met julle begin, dit was donderdag aand. Toe ek saam met my vriende, my disippels, aan tafel was. Ek het hulle voete gewas. Alhoewel ek geweet het, hulle my gaan verraai. Ek het hulle gedien. Hulle weet ek, hulle sou my verloon. Ek het daardie aand saam met hulle daai donderdag aand brood gebreek. En wat gesê, hierdie is my liggaam, ek het bloed geskenk. En sê, dit is my bloed wat vir julle sou vloei. Later van daar af sou ek in 'n tuin wees, waar ek doodsangsheid sou beleef het, vir die vrees wat dit vir my sou wees, dat ek van my Vader geskei sou word, omdat ek die sondelas van die wêreld op my sou dra. Iemand wat naby aan my was, het my daarna verraai in 'n tuin. Hulle het my gevangene geneem. Hulle het 'n doringkroon op my kop gesit. Hulle het my heen en weer van tempel na Sanhedrin, van tempel, van owerste na owerstes toe begelei. Hulle het my selfs na Pontius Pilatus toe gevat, waar hulle gesê het, hierdie man is onskuldig. Maar my eie mense het uitgeroep, kruisig hom, my eie mense. Wil jy weet waar was ek? Ek het toe die pad van die Via Dolorosa gestap na Golgotha toe, waar ek vir my kinders, my volk, vir die mensdom sou sterf. Hulle het spykers deur my voete en my hande gedryf.
Hulle het 'n bord opgerig op hierdie kruis wat sê koning van die Jode. Maar min het hulle geweet, ek is die koning van almal. Ek het daar gelei. Ek het daar my laaste asem uitgeblaas en ek het daar geroep, dit is volbring. Wil jy weet waar ek was? Daarna het hulle my afgehaal van daardie kruis af en hulle het my in 'n graf gebêre, my toegedraai in linne. Hulle het 'n swaar klip voor die graf gebring. Hulle het soldate daar geplaas sodat niemand my liggaam sou steel nie. Maar min het hulle geweet dat ek sou opstaan. En op daardie 3de dag het ek opgestaan. En julle Emmausgangers, Kleopas, dit is ek is hier. Ek dink dit sou die goeie antwoord gewees het. Dink julle nie so nie? Maar Jesus doen dit nie. Jesus doen dit nie. Hy berisp hulle eintlik en sê julle klein gelowiges. Het julle vergeet wat die profete voorspel het? Moes hierdie seun van God nie ly nie? Hy bring hulle in hulle omstandighede, in hulle droefheid terug na die woord van God, want hierdie is die enigste baken wanneer jy nie dinge verstaan in hierdie lewe nie. Hierdie is die enigste rigting en koersaangewer in hierdie lewe wanneer jy verdwaal in 'n storm van emosies, in vrees. Hierdie is die enigste woord wat lewend is, wat omstandighede kan verander. Hierdie is geloof wat in jou hart wil brand. En Jesus kom in daardie oomblik en hy sê vir hulle, verstaan julle nie, julle klein gelowiges, ek wil met julle 'n storie vertel. En ek wonder, 7 myl, dit was 7 myl van Jerusalem af en Jesus stap saam met hulle. En hy deel met hulle vanaf Moses tot by Maleagi. Deel hy met hulle soos die woord ons leer, die profete soos hulle sou voorspel, dat Jesus moes sterf. En op hierdie oomblik is dit hierdie inspraak wat hulle lewe verander, en dit is vanoggend die inspraak van God wat jou lewe wil verander, want ek wil jou vra, glo jy nog wat hierin staan? In jou huidige omstandigheid wat jou so afdruk, wat jou so moedeloos maak, wat jou so wanhoop gee, glo jy sy woord dat hy vir jou in Romeine 13 sê? Hy kom in sy woord en hy sê vir jou, hulle wat hulle geloof in die Here stel, sal nie teleurgestel word nie. Glo jy hierdie woord dat hy sê, hy is die goeie herder, jy kom niks kort nie? Glo jy hierdie woord dat hy sê, geen donkerte, geen diepte, geen dood, niks kan jou skei van sy liefde nie? Glo jy hierdie woord dat hy sê, hy is jou helper, hy sal jou nooit in die steek laat nie, wat kan mense aan jou doen? Glo jy hierdie woord dat hy sê, jou Vader wat in die hemel is, weet wat jy nodig het, en hy sal dit vir jou gee? Glo jy nog in die waarheid van hierdie woord, dat hy gesê het, hy is met jou, tot die volëinding van die wêreld? Glo jy dat in hierdie woord, dat hy sê, dat wanneer jy hom aanroep in jou dag van benoudheid, sal hy jou red? Glo jy nog in hierdie woord, dat hy voor jou uitbeweeg en jou paaie vir jou gelyk maak, dat jy sal hardloop en jy sal nie moeg word nie, hy sal jou bekleed met arendvlerke en jy sal vlieg? Glo jy nog hierdie woord? Ek wil vir jou vandag uitdaag en sê, dit kan nie net kopkennis bly nie. Dit moet jou hart tref. Daarom sê mense, die langste pad, Ellen, the longest road to travel is from your head to your heart. Hier het ons dit. Maar die Here wil hê dat, soos die Emmausgangers gesê het ons harte daarom nie gebrand toe hy met ons die woord gedeel het nie. Die Here wil weer daar die vlam van geloof in jou harte na vore bring. Want hulle kom op hierdie plek en hulle vertel hom van die profete. Hulle vertel hom van al sy wonderwerke, maar toe Jesus die woord begine breek, toe het hulle lewe getransformeer. Soms verlang ek en jy 'n wonderwerk. Soms verlang ek en jy 'n teken. Maar die grootste en die diepste verandering wat in 'n mens se lewe plaasvind, is wanneer die woord van God 'n hart ontmoet en verander. Die woord van God verdring onsekerheid. Die woord van God laat my Christus se teenwoordigheid in my omstandighede ervaar, want ek glo, hy is God Immanuel. Hy is nie meer net met my nie, hy is God in my
Ek glo dat sy gees se betrokkenheid by my lewe is. Die diepste verandering is wanneer hy my hart aanraak. Hulle nooi Jesus in en Jesus wil verder gaan. Sien julle, hy sê, hy stap saam met hulle en sê, gaan julle my laat aanstap of gaan julle my innooi? Sien jy, as dit kopkennis is, dan kom ons op 'n plek met Jesus waar ons van hom weet, maar ons nooi hom nie in ons lewe in nie. Ons weet van hom, van sy wonderwerk, ons weet hy's 'n profeet. En hier nooi Jesus hulle in, hulle sit aan tafel en toe hy die brood breek en daarvoor dank, toe gaan hulle oë oop. Luister, dis gebeur by 'n plek wanneer jy Christus innooi in jou lewe in. Innooi in jou huwelik in. Innooi in jou finansies in. Innooi in jou huis in. Innooi in jou werk in. Innooi in jou persoonlike lewe wat verandering 'n werklikheid word vir jou in my lewe. Anders bly dit net kopkennis. En is op hierdie oomblik, toe Jesus die brood breek vir hulle, toe weet hulle, die ou wat hier voor ons sit, is nie net die profeet waarvan ons vertel het nie, maar hy transformeer daar voor hulle, in hulle harte, in hulle gedagtes, as die profeet waarvan almal vertel het, na die lewende Here voor hulle oë. En die dag van jy hom innooi, is hy nie net maar 'n profeet nie, 'n storie waarvan mense vertel nie, maar hy word die lewende Here in jou omstandigheid. 'n Ontmoeting verander lewens. En vir jou vra, in ons wanhoop, in ons krisis, in ons uitdagings, wanneer ons verward is, waar is Jesus binne in jou storm? Besef jy dat hy by jou is? Het jy hom ingenooi? Bid jy, vra jy, smeek jy, nooi jy? Hy wil inkom. Hy wil met jou brood breek. Hy wil jou herinner aan sy beloftes in jou lewe. Amen. Dit is wie hy is en dit is wat hy doen. Want op daardie oomblik toe hulle die brood breek en hulle herken Jesus, is die les duidelik vir jou en my. Jesus wil ingenooi word. Ek kan hom sien, hy stap verder weg. Sien julle daai prentjie? Want hy gaan hulle my innooi. Gaan hulle my innooi. Kom na ons, kom bly by ons. En so hinker hy na jou stem om te hoor, gaan jy hom innooi na jou omstandigheid. Iets gebeur kragtig op hierdie oomblik. Hy wil ingenooi word, hy wil by ons wees, hy wil jou transformeer en hy wil jou stuur om sy hoop te verkondig. Iets gebeur by hierdie ontmoeting toe hulle Jesus gewaar, Dawie. Hulle het eers stil gebly. Maar ewe skielik wil hulle nie stil bly nie. Ewe skielik verander die stil bly na 'n getuienis. En is een ding wat die vyand kom doen wanneer ons in wanhoop is. Is dit nie so nie? Wanneer ons krisis is so swaar op ons lê dat al wat ons doen, ons afkyk. Ons is niks goed te wag nie. Hy steel die belydenis oor jou lippe. Hy kom steel jou lied, hy kom steel die waarheid wat jy wil kom spreek. Hy kom maak jou stil. Dis die vyand se tegniek en sy strategie. Maar iets gebeur hier. Onthou daar was 'n rede hoekom hulle gestap het om vinnig by die huis uit te kom, want jy loop nie in die donkerte nie. In daardie omgewing nie. Jy sou deur rowers betrap geword het. En nadat Jesus aan hulle verskyn het, sê die woord van die Here na rukkie toe het hulle in donkerte weer teruggegaan na Jerusalem toe. Iewers skielik het hulle hierdie waagmoed. Hulle het hierdie boodskap en wat was hulle boodskap gewees? Hy het opgestaan. Halleluja. Dit was hulle boodskap gewees. Hy het opgestaan. Hy het opgestaan. Hy het opgestaan. Dit was hulle boodskap. Ek wil vandag vir jou sê, jou Here het opgestaan. Hy leef. Hy leef. En toe hulle hierdie geestelike gesig sien, sê die woord het hulle harte beginne brand. Twyfel verander in hoop en 'n stil bly verander in 'n getuienis. En ek besef die grootste probleem of die uitdaging wat ons vandag het as kerk is dat die vyand ons op 'n plek kry waar ons nog sit om bediening te ontvang, in plaas daarvan dat ons vergeet dat Jesus deur ons wil bedien. En dis wat wanhoop en krisis en omstandighede wil doen, hy wil ons getuienis stil maak. Hy wil die waarheid uit jou mond kom steel. Ek wil jou vandag herinner aan hierdie kosbare feit. Jesus wil ingenooi word. Hy wil saam met jou kom brood breek.
Hy wil jou hart en geloof weer aan die brand kom steek. Hy wil vandag vir jou sê, sy woord geld nog steeds vandag en is lewendig en kragtig in jou omstandighede. Hy wil vuur bring, hy wil hoop bring, hy wil lewensverandering bring. So uit hierdie kosbare verhaal van die Emmausgangers, leer ek en jy hierdie 4 belangrike beginsels. Besef vandag dat Jesus al klaar saam met jou loop. Besef vandag dat jy na sy woord moet luister, want dit maak ons harte brandend. Besef vandag dat ons hom nodig het in ons lewens en wees vandag 'n hoop, of wees vandag 'n getuie van die hoop wat binne in jou leef. En mag ek en jy 'n eenvoudige boodskap uitdra na 'n wêreld. Mag ek en jy nooit ophou om te sê, die Here, my Here, het regtig opgestaan. En ons almal sê, amen en amen.